God en Hemelse Vader, maar Here, ons gaan vir U vanoggend weer dankie sê dat U ons oë oopgemaak het, ons geseën het met nog 'n dag. Weer en dan met hierdie dag het ons ook die voorreg om by U huis te mekaar te kan kom, ons gemeente. Ons sal U woord kan luister, ons se samesyn kan hê as broers en susters. Weer ek bid vir seëning vir elkeen wat vandag in die kerk is. Weer die wat siek is, dat dit kan maak nie, dat ons Here dat ons sal uitreik. Ons bid dat U sal aanraak en sal gesond maak. Here, ons bid vir John, U ken sy omstandighede, Heer. U weet wat die siekte is, U weet die ernstigheid van die saak, Heer. Ons bid dat U vir hom die regte dosis sal gee, Heer, en dat die operasie wat daarna sal volg ten volle sukses sal bring. Ons weet dit sal gebeur, Heer, want U se hand van beskerming is oor. Heer, dan bid ons ook vir pastoor en Elna wat nog op verlof is, Heer, dan wil ook die pad sal terugvind na die huis toe soek hierdie week, bid ons dat die hand van beskerming oor ons sal wees op die pad, en dat die volgende Sondag aan die veilig het met die operasie gaan. Heer, ons bid dan ook vir die diens vandag, wat gedoen word in pastoor Pieter, dat die geseënde diens is, ons vra dat jy ons oor en gedagtes sal bepak, ons sal verstaan wat die woord is, en dat ons ook daarvolging sal doen. Dit vir die voorsangers, Here, alles wat hulle doen is te liefde vir U, en die slag wat ons hier is vir U. Weer die woord sê, daar waar ons die ophef en waar ons die oplig, daar sal die mense aantrek. Daarom lig ons hier waar die kerk, en ons weet, Here, dat die mense na die kerk is, ons trouwens ook dit sal doen. Ons betel die dinge wat ons het verdien nie, maar enkel aan die groot en heilige genade. In Jesus naam, amen.
Wil jy net vir 'n paar oomblikke net daar staan, net jou hart, en as jy wil jou hande ophef, en sê net vanoggend vir die Here, Here, hoekom aanbid jy hom vanoggend? Wat beteken hy vir jou? Sê vir hom dankie vir wie hy is. Aanbid hom vir 'n paar oomblikke net daar waar jy staan. Here, ons erken vanoggend dat U God is. Ons erken, Here, dat U skepper van hemel en aarde is. Jesus, ons erken vanoggend dat U God is, Seun van God, die Christus, die Verlosser. Heilige Gees, ons erken vanoggend dat U God is en dat U ons leidman is en dat U ons voorspraak is by die Vader. Here, help ons vanoggend om te verstaan wat U wil sê.
En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons plekke, dankie. Ek wil baie dankie sê vir die geleentheid om vanoggend weer U te kan bedien. Terwyl ek hier voorgesit het, dink ek daaraan, dis hierdie jaar 40 jaar gelede wat ek hier vir die eerste keer gepreek het. Dis baie jare terug, ek was toe altyd nog hier was. Ja, maar dankie vir die uitnodiging en die geleentheid vanoggend. Ek het 'n vriend gehad. Hy was 'n filosoof gewees, Christen filosoof. En ek en hy het ure kon sit en gesels oor goed. En as hy nou klaar sy storie vir my vertel het en sy siening vir my gegee het, het ek vir hom gesê, jou siening is baie mooi. Maar vertaal dit vir my in die praktyk. Hoe werk dit wat jy sê, daar buitekant waar ek moet gaan lewe? Klink baie mooi goed wat jy gesê het, maar hoe lewe ek dit? En ek wil vanmôre vir u sê, Christendom is nie teologie nie. Christendom is 'n praktiese lewenswandel saam met God. Dus ek gaan volgens 'n bietjie weer oor praktiese ding praat. Ons het verlede week vorige keer daaroor gepraat, voor verlede week. Julle moet my nou uithelp. Ek het nog, ek preek nie alleen nie. Die gemeente preek altyd saam met my by gemeentes waar was. So ek wil vanoggend vir jou iets van my nou nie oneerlik wees. Want elke een gaan my antwoord moet kan gee as jy eerlik is. Jy hoef nie nou te sê wat dit is nie, maar as jy daar buite beweeg, wat krap jou op? Wat werk jou op? Jy weet, jy kyk met my sit is 'n taxi voor my in ry. Dan weet ek waar die hoeter is en ek weet hoe om my te wip en ek weet hoe om ongeduldig en ongelukkig te wees. Wat is dit wat jou ook? Daar buite kan 'n normale lewe. Wie wil waagmoedig wees en vir my sê wat dit is in jou lewe? Moet nou nie geestelik trek op my nie, kom wees eerlik. Mense. Ek sal sê mense in 'n supermark wat lyk asof almal verskriklik angsbevange en depressief is. Dan wil jy die winkel omkeer. Jy sien nie iemand glimlag nie, jy sien nie iemand, dit is almal 'n strak gesigte. As jy in 'n supermark is. Ja. En dan voel jy Jesus om my plek om te keer. Ja. Dan nog iemand. Julle is nie bang wees nie, ja. Luier, as iemand lui is. Dan wil jy hom so in die hare gryp en sê, kom by. Okay. Die van julle wat getroud is. Ek gaan julle nie vra om dit te doen nie, want ek wil nie huismolestie na die tyd. Wat is daar van jou man of van jou vrou wat jou bloeddruk opsteek? Jy moet nie sê nie asseblief. Ek gaan nie vanmiddag iets op die radio doen nie. Weet jy wat so my bloeddruk kom? As my vrou vir my sê, wat is verkeerd? Dan sê niks. Dan sê, maar iets is verkeerd, dan sê, dat is niks verkeerd nie. Nou, hoekom is jy dan ook kwaad? Ek sê, maar ek is nie kwaad. Dan sê, maar ek is nie kwaad. Dan sê, maar ek is nie kwaad nie. Dan sê, maar ek kan dit sien, hoekom is jy kwaad? En dan is hy kwaad. Ja. Ek wil 'n stelling maak en dan wil ek daarby uitkom uiteindelik. Daar is niks so groot, behalwe sonde, is daar niks so groot in ons lewens wat ons as Christene onaktief maak. Daar is niks so groot wat die stem van die Heilige Gees in ons lewe stil maak as ons emosies.
Weet daai in die supermark staan en niemand glimlag en jy voel of jy almal kan gaan gryp en ruk en sê, hoorie, het jy niks om oor dankbaar te wees, jy kan nie net 'n bietjie glimlag nie. Is die mense wat Jesus van Engeland afkom? Ons seun is die familie bly in Engeland. My vrou is daar vir 5 weke sy met kinders oppas. Ek het vir haar gesê, en ek sê vir mense, my interpastor het net nie gesê, in Engeland, wie was al daar gewees? In Engeland is hulle almal vriendelik, maar hulle is onvriendelik vriendelik. Soos wat daai wat jy sê, daai niemand glimlag nie. Ons emosies bepaal vreeslik baie van die besluite wat ons neem. Hoe ek voel oor iets, of hoe ek nie voel oor iets nie. Dit het 'n geweldige impak op ons, en dit kan ons onproduktief maak. Dit lei tot, gewoonlik lei dit baie keer tot konflik. Baie van die konflik wat ons beleef, is as gevolg van ons emosies. Baie van die bekommernisse wat ons het, is as gevolg van ons emosies. Ons neem besluite gebaseer op hoe ons voel. En daar's net een ding wat ons emosies in toom kan hou, sodat ons regdenkend kan optree. Ons gaan nou net so 'n bietjie van dit, ons gaan nou gou Durban toe by die Kaap te kan uitkom. Die Bybel ken of vertel vir ons van 3 vlakke van vrede. Daar's 3 areas waar daar vrede in ons lewe moet wees. God wil dit so hê. Hierdie is nie 'n sielkundige praatjie of 'n life coach praatjie nie. Hierdie is wat God wil hê, dat daar vrede in jou gemoed moet wees en vrede in jou verhoudinge moet wees. Die eerste vlak van vrede is die vrede tussen God en die mens. Die Bybel sê vir ons dat as gevolg van die val van die mens, as gevolg van sonde, is daar vyandskap tussen die mens en God. Daar's nie vrede tussen die mens en God nie. En daar was niks wat ek en jy kon doen om vrede te bewerkstellig tussen jou en God nie. Niks. Geen prys wat ons kon betaal sou genoeg wees om daardie vrede te skep nie. Ons lees in Efesiërs 2 vers 13 tot 16 die volgende. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. En dan gaan Paulus voort om te beskryf, hoe is Jesus Christus ons vrede? Hoe is dit dat hy die bron van vrede is? Hoe is hy dit, dat hy vrede bewerkstellig? Hy sê in vers 1, hy sê, want hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daarin die vyandskap doodgemaak het. Jesus Christus het deur sy dood en sy opstanding, het hy dit moontlik gemaak vir jou en vir my, dat ons in 'n verhouding met God kan lewe, en daardeur in 'n verhouding van vrede met God kan staan.
En as gevolg van daardie vrede, het ons vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van God te wees. Het ons vrymoedigheid om na God toe te kom, met ons krisis, met ons probleme, met ons blydskap, met ons bekommernisse. Want die skeidingsmuur tussen jou en God is weg. En nou kan jy in vrede lewe met God. En jy sê, hierdie vrede met God is die beginpunt van vrede in jou lewe. Die vermoë om in vrede te kan lewe, om die vrede te kan ervaar, begin by jou verhouding met God, begin met die vrede tussen jou en hom. Die tweede vorm van vrede is vrede tussen mense. Dink vir 'n oomblik aan al die geskille wat jy al met mense gehad het, aan al die ongemaklike, ongelukkige situasies wat jy al gehad het met mense. Het jy vrede ervaar in daardie situasie? Nee. Daar is onstuimigheid, daar is woede, daar is bekommernis, daar is frustrasie. God wil hê dat daar vrede moet heers tussen jou en die ander mense met wie jy in aanraking kom. Die Here wil hê daar moet rustigheid in daardie verhoudinge wees. Die Here wil hê jou verhouding met ander moet gesond wees. Dit moet heel wees. Wat beteken vrede? Wat beteken hierdie vrede tussen ons as mens? Die Jode het 'n mooi woordjie daarvoor, ons almal ken dit beteken shalom. En ons vertaal dit net as vrede. Dit beteken eintlik baie meer as dit. Shalom beteken, mag jy heel wees. Dis wat vrede beteken. Mag jy heel wees. En wanneer die Here sê dat ons moet in ons verhoudinge moet daar vrede wees, dan sê hy vir ons verhoudinge moet heel wees. Daar moet nie gebrokenheid wees in ons verhouding nie. En daai gebrokenheid is as gevolg daarvan dat ons nie vrede belewe binne krisissituasies nie. Wanneer Wiek vir jou iets sê en jy hou nou nie daarvan nie, dan raak jy op en dan maak jy jou kyk te styf en jy sê binne in jouself, wat jy dink hy is hy om dit vir my te sê. En dan begin jy te broei binne. En dan raak dit onstuimig en wat gebeur volgende? Hy sê van, ag man, weet jy wat, kom bly net hier, is stil, jy gaan huis nog en doen jou eie dit by jou huis nie. En wat gebeur? Dan is daar 'n gebroke verhouding. Want jy het nie in vrede opgetree nie. Vrede was nie die ding wat jou gedryf het. Dis jou, kom ons wil dit sê die Here wat verwag het van ons. Romeine 12 vers 14 tot 18 sê, seën die wat jou vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Ons sê so maklik vir iemand wat huil. Ag man, kom oor dit. Bou 'n brug, kom oor dit. En dan veroorsaak ons skade in daai verhouding. Dis nie altyd maklik om 'n brug te bou nie. Ek dink ons almal weet dit, nee. Dis nie so maklik nie. Ons het nie al die beton en die staal en die instrumentlories en al die goed om 'n brug te kan bou altyd nie. Wees eengesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge soek nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eierwys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. Hy sê nie net bedink wat goed is, hy sê bedink wat goed is terwyl jy tussen mense is. En as dit moontlik is, so ver as wat dit van jou afhang,
leef in vrede met alle mense. En van die Here. Nog 1 Petrus 3 vers 8, gaan ek sê wat ek nou wil gesê. 1 Petrus 3 vers 11 sê, met albei van wat verkeerd is, en doen wat goed is, hy moet vrede soek, en vrede najag. Vrede kom nie van self nie. Vrede kom in 'n verhouding met die Here uit 'n keuse uit. Vrede onder mekaar kom uit 'n keuse uit. Ek het vir 2 jaar sendingwerk oorsee gedoen in Duitsland. En die basis waar ons gewerk het, ons was so 120 personeellede. En ons het elke Vrydag aand was daar 'n oop aand gewees. Dan het mense uit die gemeenskap en weier kon op 'n Vrydag aand daar van die kom eet, dan het ons aanbiddingsdiens na die tyd gehad, saam met hulle. En as daar een nasie is wat moeilik is om vir die Here te wen, is dit 'n Duitser. As jy evangelisasiewerk met hulle doen, as jy om na die Here te wil lei, dan vat jy ten minste 2 tot 3 weke van elke dag se sien. Dis 'n lang proses. Die mense is hard teenoor die evangelie. En dan daardie Vrydag aande het daar hoeveel van hulle tot bekering gekom. En almal het dieselfde getuienis gehad. Die liefde wat ons onder hulle gesien het ons laat besef, God moet 'n werklikheid wees. So die tweede vlak van vrede is vrede tussen mekaar. Ons gaan nou by die antwoord kom. En die derde vlak van vrede is vrede met jouself. Vrede met jouself. En dit is seker een van die moeilikste dinge waarmee ons as mens worstel, is om vrede met jouself te kan hê. Die een sukkel met hare wat gekrul is, die ander een sukkel met hare wat reguit is. Die een sê ek kan nie so goed praat vir mense as die een wat so goed praat vir mense nie. En die een wat so goed praat vir mense sê ek het 'n humeur wat skrik vir niks. En ek sukkel daarmee. En die een wat 'n humeur het wat skrik vir niks sê weer vir jou ek is nie waardig om enigstens iemand anders se suurstof in te asem. Ek weet nie hoekom die Here my nou sal liefhê. Ons lewe 'n lewe waar ons nie vrede met onsself het nie. En omdat ons nie vrede met onsself het nie, kan ons nie vrede met ander mense handhaaf nie. En sukkel ons baie keer om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan, want daar's 'n gebrek aan vrede in my hart wanneer ek in sy teenwoordigheid inbeweeg. Dan kom Romeine 12. Teks wat julle almal ken. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Wat beteken redelik? Dit beteken hierdie ding wat in jou kop, jou rede, jou denke. Stel jou liggaam as 'n welgevallige offer aan God deur hoe jy dink oor jouself, oor ander en oor God. Vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons het nodig om te verstaan wat die welgevallige, die goeie en die volmaakte wil van God is. En sy wil is leef in vrede met ander mense. Jaag vrede na en leef in vrede met hom en met jouself.
Maar dan kom hy dan sê hierso, ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ek en jy is geneig dat die wêreld vir ons sê, hoe word 'n mens, hoe tree 'n mens op? Ek kan onthou my kinders toe hulle kleiner was en jonger was. En hulle doen iets en sê hulle, maar pa, al die ander kinders doen dit ook. Onthou julle daai tyd van julle kinders? Maar almal doen dit. En baie groot mense lewe dieselfde. Ek doen wat ek weet ek nie moet doen nie, maar wat maak dit saak, want almal doen dit. Almal doen dit. Ons moet anders dink. Ons moet anders wees as wat die wêreld is. En dan kom hy dan sê hy, ons moet verander word deurdat ons moet ons gemoed verander. Wat is daardie gemoed? Wat is ons gemoed wat ons moet verander? Ons gesindheid? Waar begin ons gesindheid? Hier. Wanneer die Griekse woord vir daai gemoed is, hy sê, en word verander deur die vernuwing, deur anders te dink. Ons is so vasgeval in ons denkpatrone. Ons is so vasgeval in ons gewoontes. Die goed gebeur dan outomaties. En ons moet hierdie gedagtes van ons, moet ons in beheer neem en ons moet dit verander. Ons moet anders dink as wat die wêreld dink. Ons moet anders dink as wat ons tot nou toe gedink het. Kom ons vat die voorbeeld van nou, ek kan die voorbeeld op my kop het, dit wat ons net gesê het, jammer. As jy in die supermarkt instap, en niemand glimlag nie, dan is ons eerste gedagte hier die onafhankelijke mense. Maar as ons anders dink as die wêreld, dan sal ons vir die kassier of die persoon na die rakke pak, of wie ook al as ons sê, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? Ek het 'n gewoonte as ek sê, "Mevrou, hoe gaan dit met jou?" Dan sê hulle, "Nee, goed dankie." Dan sê ek, "Oké, ons het nou die formele gedeelte afgehandel. Hoe gaan dit met jou?" Kom nou by die realiteit van die lewe uit. Ons verloor ons vrede as gevolg van ons emosies. En ons moet anders begin dink. Elke keer wat jy omgeklap raak of kwaad raak, weet jy hoekom is dit? Want dit jou gedagtes begin. Geen emosie kan bestaan as daar nie 'n feit agter dit is nie. En daardie feit kom hier in jou gedagtes. Die disippels bevind hulle 'n baie moeilike situasie. Dis die laaste avondmaal, die laaste ete saam met Jesus. Jesus en die 12 sit op die tafel. In Johannes 13, hulle sit op die tafel en eet saam. En terwyl hulle die brood so indruk in die bak sous wat daar staan, sê Jesus, een van julle gaan my verraai. 'n geweldige skok wat daar ons plaasgevind het. Een van ons wat vir 3 jaar saam met hom geloop het, gaan hom verraai. En hulle het geweet dat die Jode soek om hom dood te maak. En ek neem aan hulle dadelik verstaan wat Jesus gesê het, dat hier sit een onder julle wat my gaan oorlewer om doodgemaak te word. En dis nie al nie. Terwyl net na dit gesê, draai na Petrus en hy sê vir Petrus, voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Jy gaan ook teen my draai. Dit was 'n geweldige skok gewees. 2 van die 12 wat ons almal vertrou het, gaan teen Jesus draai.
een ding vir 'n oomblik, die emosies wat hulle deurgegaan het. Judas besef, hy is uitgevang. En die spanning wat hy moes ervaar het op daai oomblik, wat gaan Jesus doen? Hy weet, dis ek. Wat gaan hy met my doen? Gaan hy my beet kry? Wat gaan hy doen? En Petrus, wat gesê het, Here, ek sal my lewe vir U gee, hoe kan U nou sê, ek gaan U verraai? Hoe kan U dit vir my sê? Weet jy wat mooi is, ons lees hierdie teksvers baie keer los van dit wat hier gebeur het. Ons lees dit as 'n nuwe insident en ons koppel dit nie saam met hierdie laaste gedeeltes gebeure nie. Johannes 14 vers 1, terwyl hierdie mense onstuimig is, terwyl hulle nie weet wat gaan nou aan nie. Jesus gaan gekruisig word, hy gaan weggevat word van hulle af. Een gaan hom oorlewer om hom laat doodmaak, die ander een gaan sy rug op hom draai en verloor. Sê Jesus die volgende woorde: laat julle harte nie ontstel wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Johannes 14 vers 1. Moenie uit julle emosie uit nou optree nie, sê die Here vir hulle. Moenie dat julle emosies die oorhand oor julle kry nie. Wees rustig. Laat die vrede van God julle deel wees. Glo in God en glo ook in my. Jy sien hulle gedagtes en hulle emosies. Jesus het gelees wat gaan aan die binnekant en wat gaan aan in hulle hart. En hy sê vir hulle, hou op om ontstel te wees. Wees rustig. Laat my vrede jou heel maak. Laat my vrede jou heel maak. Glo in my en glo in God. Filippense 4 vers 7 sê vir jou en vir my, volgens hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So mooi teks, mal oor die teks. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat ons kan nie verstaan, hoe is dit moontlik om vrede te hê binne jou omstandighede. Ek het 'n klein seun. Hy is nou 10 jaar oud. En hy is besig om te sterf vir 10 jaar. En as jy na sy ouers kyk, dan ervaar jy die vrede van God. Want hulle glo in God en hulle glo in Jesus Christus, wat gesê het, laat julle harte nie ontstel wees. Moenie vanuit julle emosie lewe nie. Wanneer hy sê, laat die vrede van God sal julle harte en julle sinne bewaar, ek is amper klaar. As hy sê, laat die vrede van God julle harte en julle sinne bewaar, wat beteken dit? Wat is jou harte en wat is jou sinne? Wat is jou harte? Wie wil antwoord op? Ek wil graag iets doen. Iets wat ek my gemeentes altyd probeer leer het is, ons hoor woorde, maar ons verstaan nie wat ons hoor nie. En daarom is die Bybel en die preke baie keer vir ons onverstaanbaar. Ria sal weet, 'n kind moet lees om te verstaan wat hulle lees, né? Ons probleem vandag is kinders lees nie om te verstaan wat hulle lees nie. Hulle leer om te leer 'n woord te herken. En dan sê, dit is die woord. Maar hulle verstaan nie die woord nie. So goed, kom ons vat hierso. Jou harte is jou emosies. Die Griekse woord praat van die emosies.
die vrede van God sal jou emosies bewaar. Die heel wees, die gesond wees, shalom, sal jou emosies bewaar om heel te wees. En jou sinne, dis hierdie ding hierbo wat ons so baie probleme gee. Ons gedagtes, ons denke, ons brein. En dit is hoekom Romeine 12 sê, wees anders as die wêreld en word verander deur anders te dink. Sodat die vrede van God jou denke en jou emosies in toom kan hou en heel kan laat wees. Kind van die Here, ek wil vanoggend vir jou vra. Dit wat ek net vanoggend gepreek het, het gesê is prakties, is nie net 'n klomp teorie, dit is prakties. Wanneer ek en jy daar buite beweeg, wanneer ek en jy tussen mekaar beweeg, en wanneer jy na jouself in die spieël kyk, het ons nodig om anders te kyk. Ons het nodig om anders te sien. As iemand in die kerk instap en dan groet niemand nie. As ons van kyk, ons sê, oei, ek wonder wie is hy of wie sy, kyk hoe hoogmoedig is hulle. En ons ervaar hierdie antagonisme teenoor die persoon. Jy weet, hier groet ons mekaar daar. En jy stap net hier in en jy kyk nie eens links of regs nie. Maar as ons die vrede van God ons eie lewe ervaar, en as die vrede najaag met iemand anders, dan sal ek in my hart weet, hierdie persoon wat hier instap en iemand groet nie, voel nie gemaklik om iemand te groet. En ek dink nie hulle is beter nie, maar hulle is skaam of hulle is seer. En hulle weet, as hulle vir enig iemand in die oog kyk en groet, gaan hulle nie hulle raak. Hulle wil nie. Sien hoe ons gedagtes begin verander oor situasies. En wanneer ons dit doen, dan ervaar ons die vrede van God in ons lewe. Ek sluit af met hierdie teks. Jesaja 26 vers 3 sê, U Here sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. 'n Standvastige gesindheid is 'n denke wat gefokus is. Denke wat gefokus is op vrede najaag, om die regte besluite te neem, sodat ek reg kan optree. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hy vertrou op U. Ek wil afsluit met hierdie, as jy weer 'n situasie kom, waar jy voel, maar jy begin nou so 'n bietjie onstuimigheid raak, jy begin nou so 'n bietjie ongelukkigheid broei, jy begin nou so 'n bietjie kan ek het so sê, dat iemand het net so mooi gesê, hy sê, hy sal amper by vloekvlak. As jy daar kom, as jy opbouw daarna toe, om te sê, Here, ek kom na U toe in hierdie situasie. Ek vertrou op U, dat U vrede in my hart sal heers, sodat ek kan verstaan wat besig is om te gebeur. Sodat ek dit reg kan hanteer, sodat daar vrede tussen my en ander sal wees, en ek nie vanaand toe skuldig te voel vir U, omdat ek die vrede in my hart het, teenoor U nie. Here, verander my gedagtes. Laat my sien, soos wat U sien. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, ons kom na U toe in Jesus naam. Here, ek wil bid en ek wil vra dat U asseblief vir elkeen van ons sal help.
Dat ons nie net Here sal reageer op hoe ons voel nie. Dat ons nie ons emosies die leidsman in ons lewe maak nie. Maar dat ons U die leidsman op 'n praktiese manier sal maak. Deur in vrede te lewe, vrede met onsself, vrede met ander en vrede met God. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil gou vir net nog ietsie sê oor vrede met jouself. Daar is een hele ek is nou hoogmoedig mense wat oor wat ek probeer sê. As jy nou dink God het jou nie gebruik en dit is nie goed genoeg nie. Jy weet nie genoeg nie, jy kan nie Filippense praat nie, jy kan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet as mense daar buite, wat net ek vir die Here gaan kan en jy gaan nie kan nie. Ek gaan nie kan en jy gaan nie. Maar daar is mense daar buite, wat jy gaan doen, wat ek nie kan doen vir die Here. Want dis nie my persoonlikheid en hulle het nie aanklop nie. So hulle gaan nie na my luister nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, een van ons hoef minder waardig voor God